Ons kan nie leef op die letter van die woord nie. Ons moet leef op die gees van die woord. Ons kan nie leef op ou predikers se prediking nie. Ons het dit wel as riglyne, maar ons moet leef op die openbaarmaking van die gees in die nou, met die vorige historiese as die vertrekpunt van God se openbaring van homself in die tans teenwoordige openbaring van Vader God, terwyl ons uitreik na wat voorlê in die nou hier, na die innerlike mens, se herwinning van bewustheid vanuit die slaap van die dood met die Heilige Gees se hulp. Ons moenie in 'n gedagtewêreld wees van in the sweet by and by, toekomstige pie in the sky, lewensverwagting nie. Nee, ons moet in God se vandag lewe. Die Ou Testament was hoe God homself wou openbaar en begin bekendstel het aan sy skepping. Die Nuwe Testament was die verdere openbaring van God as Vader aan sy skepping deur die Seun en die vervulling van die Ou Testament beloftes. Van Bybelse tyd tot nou openbaar en verklaar die Seun die Vader, maar deur sy Geeswoord, deur sy kerk die bruid tot op hede. Ja, jy het reg gehoor. God wil tans deur Jesus Christus bekend word aan sy skepping deur Jesus se volgelinge. Die kerk is nie mensgeboude institusie nie. Nee, die kerk is die wandel in die gees van Christus mense. Die einddoel is dat seuns na vore moet kom in die beeld van die seun, die woord, net soos Jesus Christus. Die wet van God, profeseë, psalms en geïnspireerde geskrifte. Dis alles dood as die gees nie die verborge daarin vir ons huidige situasie lewend en relevant laat word nie. Ons sal honger en dors bly na die innerlike mens, tot die innerlike besef dat slegs die Here deur die Heilige Gees kan alles lewend laat word vir die heilige. Sy woord is die brood van die hemel. Die woord is lewend en is nou kragtig werkend in die gelowige persoon om die ware opregte honger en dorstige siel na Vader se geregtigheid te vorm deur Vader se geloof wat in die gelowige werk. Die uiterste plan, die openbaarmaking van die seuns in die beeld van die Christus.